Hallo, baie welkom by die volgende video van Onderwêreld. Vandag gesels ons oor intrige en konflik. Onderwêreld het verskriklik baie beplanning geverg. Wanneer jy die boek lees, sal jy agterkom dat hy nogal 'n stewige spanningslyn het, né? En nou het ons nog hierdie twee verhaallyne in die hede en in die verlede wat saamloop, en op 'n manier moet hierdie twee verhaallyne na die einde se kant toe by mekaar uitkom. Nou, hoe het ek dit gedoen? 'n Geheimpie agter die skerms. Ek het vir elke hoofstuk in Onderwêreld so 'n kaartjie gemaak. Nou, ek dink jy gaan dit nie lekker kan sien op die video nie, maar elke hoofstuk van Onderwêreld is fyn uitgeplot op 'n kaartjie soos hierdie. En ek het hulle langs mekaar gesit om seker te maak dat die verhaallyne saamloop en dat elke moontlike losdraad uiteindelik saamgevat word aan die einde. Nou, ek gaan vir julle soms so vinnig lees wat staan op hierdie eerste kaartjie, en dit is 'n opsomming wat ek destyds gemaak het vir die eerste hoofstuk van Onderwêreld. So dis hoe kyk jy agter die skerms. In die eerste hoofstuk het ek destyds beplan dat Echo dan nou sal wegraak. En hy begin so die hoofstuk. 'n Selfoon gaan vir Greg wakker maak. Hy gaan stort. Hy gaan na Echo se kamer toe. Hy sien daar nie, maar sy bed is opgemaak. Sy selfoon lui, en dit is Lani. Okay, so Nixie se naam was eers Lani. So iewers langs die pad moes ek haar naam dan ook verander het, om die een of ander rede. Ek verander verskriklik name in boeke. Soos wat ek dit skryf en ek voel maar hierdie naam pas nie by die karakter nie, sal ek maklik sommer words a find and replace opsie gebruik. Dan verander ek sommer 'n naam. Nog iets wat gaan gebeur, Greg gaan vir Eckhart soek, by die storte en in die eetsaal. Hy gaan terug kamer toe, en hy sien dat alles is op hul plek, selfs sy hardloopskoene moet daar wees, maar Eckhart is dan nog steeds weg. En wanneer Greg hom bel, dan lê 'n selfoon iewers in die kamer. So dis so 'n kort opsomming van wat ek destyds beplan het vir die eerste hoofstuk. Maar hoe pas dit dan nou by die intrige? Die intrige is 'n boek se verhaallyn. Elke boek begin natuurlik op een of ander oomblik en moet op 'n ander oomblik in die toekoms moet dit eindig. En tussenin moet daar 'n klomp goed gebeur. En ons noem hierdie gebeure ook handelingsmomente. En dit werk letterlik soos 'n stringetjie krale wat jy aan mekaar string. En hierdie handelingsmomente moet op 'n stadium 'n klimaks bereik in die storie. So spanning is vreeslik belangrik wanneer ons kyk na 'n boek se intrige. Saam met die intrige is daar ook dikwels 'n sub-intrige. En ons sien dit ook in Onderwêreld. Byvoorbeeld in die verhouding tussen Greg en Nicole, of Greg en die ander leerders, en Greg en sy ouers. So, boeke het dikwels ook buitens 'n intrige ook 'n sub-intrige. Die intrige word baie mooi vir jou verduidelik in die studiewerkgids vir Onderwêreld. Jy sal sien daar word vir jou 'n grafiek gegee, en in die grafiek word al die verskillende verhaalmomente baie duidelik uitgesit. Jy gaan daarso elemente kry soos die eksposisie, die verwikkeling, die ontwikkeling, die krisis, die klimaks en uiteindelik die afloop. In die daaropvolgende blaaie is daar dan ook 'n verdere verduideliking van elkeen van hierdie verhaalmomente. Het jy al 'n boek gelees wat soos 'n hond sleg was? Jy kan net glad nie vatplek kry aan die karakters nie. Dit voel asof jy nie in hulle koppe kan klim nie. En daar gebeur nie regtig goeders in die boek nie. 'n Groot probleem in daai boek was dalk dat daar nie konflik was nie. Nou, ek het probeer om genoeg konflik in Onderwêreld te sit om jou werklik in hierdie storie in te trek. Nou, elke boek het twee tipes konflik. Daar's 'n interne konflik en 'n eksterne konflik. Interne konflik is baie maklik om te identifiseer. Dalk het julle nou al interne konflik as jy in die aand daar in jou bed lê en jy is bekommerd oor die matriek eindeksamen of oor volgende jaar wanneer jy moet gaan swat of so aan en jou kop kom net nie tot ruste nie.
Dit is interne konflik. En ons sien dit ook in Greg. Wanneer Greg rekenaars begin kraak, dan begin hy wonder of hy die regte ding doen. En dan roep die onderwêreld weer sy naam, sê hy. So hy word so, heeltyd word hy so tussen in twee geskeer, tussen wat hy doen. En dit is eintlik sy gewete wat hierdie konflik binne in hom veroorsaak. So ons sien hy het 'n innerlike konflik en dit het te doen dan met die spanning binne in Greg. Konflik word ook gedryf deur drange, behoeftes en mense se vrese. En wat ons sien, ons kan ook sê dat innerlike konflik is 'n emosionele konflik binne iemand. Eksterne konflik kan jy ook maklik identifiseer. Gaan soek vir voorbeelde waar daar geweld was of waar daar 'n stryery of 'n argument was. Kom ons kyk na geweld. Ja, reg aan die einde raak Greg en Eckhart mos handgemeen in die strate van Clarence. So dis 'n goeie vorm van eksterne konflik. En wat 'n argument betref, natuurlik waar Greg opstaan teen die skoolhoof of waar hy opstaan teen sy pa. Daar sê, jy het nou sommer 'n blitskursus gekry in intrige en konflik. Ek hoop ek sien jou weer in die volgende video. Mooi bly tot dan.